Omdat hy lief, sien 'n kans vir môre. Omdat hy lief, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou my toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy lief. Goeiedag. Ek het vir hierdie week so 'n bietjie gekyk na 'n paar van Jesus se verskynings nadat sy opstanding en wat dit vir ons beteken. Hierdie week gaan ek so 'n bietjie stil staan by hoe ons dan as opstandingsmense kan leef. Het jy al opgemerk dat Kersfees 'n baie groter fees is as Paasfees? Dit voel asof dit weke en weke lank Kersseisoen is. Maande lank het ons energie en voorbereiding ons na hierdie viering gedra. Paasfees kan egter soos net nog 'n dag voel. Sonder dieselfde voorbereiding en verwagting kan Paasfees nie met Kersfees meeding nie. Paasfees is verby. So wat nou? Die eerste disippels van Jesus het ook, kom ons noem dit, 'n verwagtingsgaping ervaar. Maar hulle gaping is baie anders as ons in. Terwyl ons iets groots van Paasondag verwag het die disippels niks verwag nie. 'n Paar vroue het na die graf gegaan om die dooie liggaam van Jesus te versorg. En die 11 apostels het nie eers naby dit gegaan nie, steeds wankelend van hartseer en teleurstelling. Die eerste volgelinge van Jesus het nie opstanding verwag nie, maar eintlik moes hulle, want Jesus het in Matteus 16 al vir hulle gesê dat hy na Jerusalem moet gaan, doodgemaak en op die 3de dag opgewek moet word. Omdat hulle dit egter nie verwag het nie, het hulle nie na die graf gegaan om dit te ervaar nie. Nou kan jy op Paasondag kerk toe gaan en verwag om iemand te vind wat oor opstanding preek. Maar verwag jy opstanding wanneer jy werk toe gaan? Wanneer jy soggens uit die bed opstaan? Baie van ons glo in Jesus se opstanding, maar ons glo nie dat dieselfde krag vandag nog in die wêreld aan die werk is nie. Hoe lyk dit om opstanding te verwag? Dis om te hoop dat lewe uit die dood kan ontstaan. As iemand jou verraai het, of jy seer gekry het in jou verhouding, kan die verwagting van opstanding lyk soos om iemand genoeg te vertrou, om hulle in te laat. As jy 'n werk, 'n besigheid of 'n droom verloor het, is die verwagting van opstanding om jou hoop op te wek en weer te droom. As jy iemand afgeskryf het, omdat hulle jou teleurgestel het, hardkoppig was, of dit nie verstaan het nie, of jou bespot het vir jou perspektief, is die verwagting van opstanding om te sien hoe hulle perspektief en houding teenoor jou verander. As jy 'n gebroke, verdraaide en hartverskeurende uithoek van die wêreld teëgekom het, wat as jy aanhou glo in die lewe en werk vir skoonheid, geregtigheid en liefde? Wanneer ons opstanding ervaar, kan ons opstandingsmense word. Ons kan mense word wat in die opstanding van Jesus glo, omdat ons persoonlik opstanding ervaar het. Moet ons nou lewe op soek na en werk na opstanding. Paulus het selfs verder gegaan as om net na die opstanding te werk. Het gesê dat dieselfde krag wat Jesus opgewek het, nou in ons werk. Jy is waarskynlik bewus van bloed wat deur jou are pomp, maar het jy al daaraan gedink dat opstandingskrag ook in jou aan die werk is? 'n Engelse skryfster het gesê, "We are Easter people in a Good Friday world." In 'n wêreld wat gekenmerk word deur dood en duisternis, haat en woede en teleurstelling en hartseer, kan ons as opstandingsmense lewe. Ons kan mense van lewe en lig wees, wat met liefde en vrede reageer. Ons kan mense wees wat genees en gesond gemaak is. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, help vir ons om werklik as opstandingsmense te leef. Mense wat hoop dat uit die dood daar ook weer lewe kan voortkom. Dat wat dinge vir ons onmoontlik begin lyk het, daar die moontlikheid van 'n nuwe begin is. Geef vir ons daardie hoop en daardie krag om werklik as opstandingsmense te leef. In Jesus se naam. Amen.